Hallo julle, my naam is Willem, baie welkom by Interrabank vandag. Mag jy vandag 'n wonderlike reis saam met ons hê. Ons 1 Desember, kan jy dit glo? Kersfees kom nou naby. Ons samekomste gaan volgende week klaarmaak. Volgende week gaan ons 'n bietjie Kers samekoms hê, 'n Kersoordenking hê. Vandag gaan so 'n bietjie 'n aanloop daartoe wees. So vandag gaan ons met Matteus 1 begin, die eerste 17 verse. Volgende week, ons laaste samekoms vir die jaar, gaan ons van vers 18 af kyk na die geboorte van Jesus. Maar vandag Matteus 1 vers 1 tot 17. Wanneer ons die Bybel lees, dan probeer ons dit aan die hand van 5 stappe te doen. Die eerste vraag wat ons sal vra is, wat staan daar? Lees ek net reg? Wat staan nie daar nie? Die tweede is om te vra, wat sou dit beteken vir toe daar? En in evangelies is daar gewoonlik 2 kontekste. Daar is die konteks van wat gebeur het in daai tyd, so vir wie se mense met wie Jesus praat, wie se mense met wie Jesus besig is. En die tweede is wie se mense vir wie dit geskrywe is. En Matteus 1 vers 1 tot 17 is bietjie anders, want dit vertel nie iets wat gebeur het nie, dit gee bietjie agtergrond. So hier is die konteks vir al die mense vir wie Matteus skrywe. Matteus, anders as Markus skryf vir 'n Romeinse gehoor in Rome, wat geen Joodse agtergrond het nie. Matteus skryf vir Joodse mense. Hy skryf waarskynlik in Antiochië, wat op daai stadium die 3de grootste stad in die Romeinse Ryk was. Rome was die grootste, Alexandria in Egipte tweede grootste en Antiochië was die 3de grootste. Dis waar Paulus ook vandaan kom. Antiochië het omtrent 500,000 mense gehad, omtrent 10% was Jode, so dit was 'n groot Joodse bevolking. En Matteus skrywe vir mense wat uit die Jodendom uitkom. Op hierdie stadium in die wêreldgeskiedenis, die mense in Rome word vervolg, waar in Antiochië word die Christene nog nie vervolg nie. In Antiochië word die Christene nog gesien as 'n deel van die Joodse geloof. Hulle die voordele wat die Jode gehad het onder die Romeinse wêreld. Matteus skrywe vir mense wat Christene geword het uit die Jodendom uit. So in Matteus is daar baie sterk klem op die Joodse agtergrond, op die Ou Testamentiese agtergrond. Maar as Matteus lees, dan moet ons hoor hoe dit sou klink omtrent 70 na Christus, net voor die val van die tempel in Jerusalem, toe die Romeine Jerusalem inneem, na mense wat in die Jodendom groot word. Hulle ken die Ou Testament. Hulle ken die profesie in die Ou Testament van die Messias. Hulle is lief vir Daniël. Dis die konteks waarin ons hierdie moet hoor. En dan is ons agtergekom het, wat beteken dit vir daai mense wat hierdie eerste sou gehoor het, Matteus se gehoor? Wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir nou hier? Wat is die hoofpunte van hierdie boodskap? En wat is die uitkoms? Wat maak ek hiermee? Wat is die so what? Wat is die, wat verander dit? Wat help dit dat ek dit nou weet? Kom ons duik in Matteus 1 vers 1 tot 17 en dis 'n geslagsregister, dis baie name. So ek hoop julle bly by my. Party name is bekend, party name is onbekend. Kom ons luister, kom ons lees. Hier volg die familieregister van Jesus Christus. Hy was die seun van Dawid en uit die nageslag van Abraham. Abraham was die pa van Isak, Isak die pa van Jakob, Jakob die pa van Juda en sy broers. Juda was die pa van Peres en Serach by Tamar. Peres was die pa van Gesron, Gesron die pa van Ram, Ram die pa van Aminadab, Aminadab die pa van Nachson, Nachson die pa van Salmon. Salmon was die pa van Boas by Ragab, Boas die pa van Obed by Rut. Obed die pa van Isai, Isai die pa van koning Dawid. Dawid was die pa van Salomo by die vrou van Uria. Salomo die pa van Rehabiam, Rehabiam die pa van Abia, Abia die pa van Asa, Asa die pa van Josafat, Josafat die pa van Joram, Joram die pa van Isia, Isia die pa van Jotam, Jotam die pa van Agas, Agas die pa van Hiskia.
Hiskia die pa van Manasse, Manasse die pa van Ammon, Ammon die pa van Josia, Josia die pa van Jojagin en sy broers. In hierdie tyd het die Babyloniese ballingskap begin. Tydens die Babyloniese ballingskap het Jojagin die pa geword van Sealtiel. Sealtiel was die pa van Serubabel, Serubabel die pa van Abiud, Abiud die pa van Eljakim, Eljakim die pa van Asor, Asor die pa van Sadok, Sadok die pa van Achim, Achim die pa van Eliud, Eliud die pa van Eleazar, Eleazar die pa van Matan, Matan die pa van Jakob. Jakob was die pa van Josef, die man van Maria. Sy was die ma van Jesus, wat die Messias genoem word. Daar was dus altesaam 14 geslagte van Abraham tot by Dawid. 14 van Dawid tot by die Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap tot by Jesus, die Messias. Wat staan daar? Dit beteken dit vir die mense toe daar? Beteken dit vir ons hier? Dit is die hoofpunte. Wat is die boodskap van vandag? Ek hoop julle kan lekker 'n bietjie met mekaar hieroor gesels.
Nie die maklikste gedeelte in die Bybel om oor te gesels nie. Dis so 'n bietjie totaal uit ons verwysingsraam werk. Ons sal nie 'n boek oor iemand begin met 'n geslagsregister nie. Ons wil dalk as 'n addendum aan die einde insit. Maar in die Joodse wêreld was dit 'n baie belangrike manier om te dink. Baie belangrike manier om te weet wie hierdie persoon is. Vir hulle was 'n slagregisters geweldig belangrik geweest. Dis hoekom Matteus sy evangelie begin met die geslagsregister van Jesus. In die Romeinse wêreld was dit ook belangrik geweest, maar nie so belangrik soos die Joodse wêreld nie. Daarom het Lukas ook 'n geslagsregister in, maar eers bietjie later, eers na Jesus se geboorte. Hy skryf vir 'n ander gehoor. Geslagsregister is baie belangrik. Alles ons vanuit die Joodse denke na hierdie geslagsregister kyk. Wat wil dit vir ons sê oor wie Jesus is? Die eerste interessant is, as ons kyk na die Grieks, hoe hierdie gedeelte begin, dan begin dit met hierdie woorde, Biblos. Biblos beteken boek. Genesis, die boek van Genesis, van Jesus Christus. Hierdie is die begin. Hierdie is die familieregister. Dit is hoe Jesus se storie op aarde begin het. Vir die Jode sou dit onmiddellik gekoppel het aan Genesis. Genesis 1, in die begin het God die hemele en die aarde gemaak. Hierdie eerste twee woorde verbind Jesus onmiddellik aan Genesis 1. Hier is die nuwe Genesis. Hier begin die nuwe wêreld. Hier begin 'n nuwe skepping. Begin met Jesus Christus. En hoe lyk hierdie nuwe skepping wat begin met Jesus Christus? Hoe lyk hierdie nuwe Genesis? En dan sê Matteus vir ons, hier volg die familieregister, Biblos Geneos, die eintlik boek van die Genesis van Jesus Christus. Hy was seun van Dawid, seun van Abraham. Interessante volgorde. Nie seun van Abraham, seun van Dawid nie. Abraham was voor Dawid geweest. Is die seun van Dawid? Wat beteken hy is die Messias? Maar selfs oor dit is hy die seun van Abraham. Abraham was die begin van die volk. Was die begin van God se volk. Die begin van God se mense op aarde. Hy roep vir Abraham. En hy sê vir Abraham, ek gaan jou 'n nasie maak. Ek gaan jou 'n volk maak. Hierdie volk begin by Jesus. Hy sê vir Abraham, ek gaan jou seën sodat die hele wêreld deur jou geseën kan word. Dis die verbond met Abraham, die oorsprong van die verbond. Wat Matteus probeer sê is, Jesus is die begin van 'n nuwe volk van God en die begin van die realisering van hierdie belofte. In jou volk van Abraham deur Jesus sal die hele wêreld geseën word. Jesus bring die vervulling van die verbond met Abraham. En hy doen dit want hy is die seun van Dawid. Hy is die Messias. Hy is die redder. Hy is die koning. Hy is die een wat beloof is. Verbond met Dawid was gewees dat jou nageslag sal vir altyd heers. Jou nageslag sal koning wees vir altyd. En Jesus word God se volk realiteit, wat 'n seën vir die wêreld sal wees. En Jesus word Dawid, die koning vir die hele wêreld. Jesus is die koning oor die hele wêreld. Dis wat hierdie wil sê. Twee dinge. Daar's 'n nuwe volk, 'n nuwe Israel in Jesus, wat vir die wêreld 'n seën gaan wees. Hierdie nuwe volk het Jesus as koning. Hy is die Messias. En daarom eindig hierdie gedeelte met
hierdie aangrypende woorde. Daar was altyd saam 14 geslagte, 14 van Abraham tot by Dawid, 14 van die begin van die volk, tot by die koning. Abraham, in jou sal die wêreld geseën wees. Dawid, in jou sal ek heers vir altyd. Babyloniese ballingskap, ek stuur jou in die wêreld in, om mense te gaan wys wie ek is. Julle is my volk, ek is julle koning, ek stuur julle in die wêreld in, selfs as julle nie wil gaan nie. Jesus is die vervulling van hierdie 3 groot boodskappe. Hoekom 14? Dit is 'n simboliek van 14. Simboliek van 3 14's. 14 is 7 plus 7. Wat is die simboliek van 7? Wat is die simboliek van 6 7's? In die Joodse wêreld was getalle geweldig belangrik geweest. Hulle het nie nommers gehad nie, hulle het nie syfers gehad nie. Hulle letters het syferwaardes gehad. So A was 1 en B was 2 en C was 3 en as jy so name het getalwaardes gehad. Dis hoekom Johannes in Openbaring sê die getal van die dier is 666, want 666 is die getalwaarde van die naam Nero Keiser. Die letters Nero Keiser vat, jy tel dit bymekaar, kry jy 666. So Johannes waarsku die mense van die gevaar van keiser Nero en die vervolging wat kom. Nero was die groot vyand geweest. Wat beteken 14? Wat beteken 7? Wat beteken 3 14's? Wat beteken 6 7's? Hoekom skryf hy dit op hierdie manier? 14 vir 'n Joodse gehoor sou onmiddellik bekend gewees het. Want 14 die getal van Dawid. In Hebreëus is Dawid 3 letters, D, W, D. In Hebreëse skrif is daar nie vokale nie. Daar's nie klinkers nie. A, E, I, O, U word nie neergeskryf nie. So as jy Dawid wou skryf, dan jy net D, W, D. En die leser moet weet watter vokale om daarin te sit. So D, W, D. D is se getalwaarde is 4. W is 10, is die 10de letter van die Joodse Hebreëse alfabet. 14 is Dawid. Jesus is 'n vervulling, is die koms van Dawid. 3 Dawids. 3 is die getal van God. God, die finale Dawid, kom nou. En dis Jesus. Hy is nou die koning oor die hele wêreld. Dis Matteus se boodskap. Hierdie keiser nie. Keiser in daai tyd het homself God genoem. Die muntstukke wat ons kry daai tyd uit staan daar Divi Filius, seun van God. Kurios, Here, baas, meester. Keiser stel self Kurios, Divi Filius, die Here, die seun van God. En Matteus sê nee, die Here is Jesus, die seun van God is Jesus, die heerser is Jesus. Die heerser van die wêreld is nie die keiser in Rome nie, maar Jesus. Finale Dawid. 7 was die volmaakte getal. 7 was die Sabbatdag, die dag wat God rus. Jesus begin die 7de 7. In die skepping, as ons hoor 7, God het op die 7de dag gerus, dan moet ons nie dink 7de dag beteken God het niks gedoen nie. In daai wêreld het God rus in sy tempel, beteken die God trek in sy tempel. Tempelinwyding in daai tyd het so gewerk, dat die eerste 5 dae het jy beelde in die tempel gesit, van dit waaroor die God beheer het. Dus as die God van vrugbaarheid is, dan jy in die eerste 5 dae koringare en koeie en druiwetrosse gesit en gesê, die God
wat in hierdie tempel bly is en beheer hiervan. Op die 6de dag het jy die beeld van die God in die tempel ingesit. En op die 7de dag het die God ingetrek in die tempel in, en dis gesê, die God het gerus. Hy kom tot ruste wanneer hy intrek in sy tempel. Genesis 1 sê vir ons, dat in die eerste 5 dae, maak God alles waaroor hy beheer het. Aarde is sy tempel, hy maak alles. Op die 6de dag, sit hy sy beeld in die tempel, dis die mens, en op die 7de dag rus hy, trek hy in sy tempel in, trek hy in sy wêreld in. Op die 7de 7, trek God in sy wêreld in, trek Jesus in die wêreld in, want Jesus is God. Jesus begin die 7de 7. 7de 7 is God wat in sy wêreld inkom. En wat kom doen hy? As dit die begin is van God se teenwoordigheid op die aarde, wat kom doen hy met die 7de 7? 7de 7 in die Ou Testament was baie belangrik geweest. Die 7de 7, na die 7de 7, was daar 'n jubeljaar geweest. Levitikus 25 vertel ons daarvan. In die jubeljaar, die 50ste jaar, die einde van die 7de 7, is alle slawe vrygelaat, is alle skuld afgeskryf, is die land teruggegee aan mense. Jy moet selfs die waarde van land bepaal. So as ek 'n stuk grond het en ek wil dit aan jou verkoop, dan moet ek uitwerk, hoeveel tyd is daar oor tot die volgende jubeljaar, want op daai jubeljaar moet jy die grond vir my teruggee. So as dit net 1 jaar oor is voor die jubeljaar, dan gaan die prys baie laag wees, want jy gaan dit net vir 'n jaar kan gebruik. As verlede jaar die jubeljaar was, dan kan ek 'n hoë prys vra, want dan gaan jy dit vir 49 jaar die grond gebruik. Aan die einde van Jesus se tyd, aan die einde van sy lewe, aan die einde van die 7de 7, word slawe vrygelaat. Ons, nie meer slawe van die sonde nie, ons is vrygekoop. Aan die einde van Jesus se lewe, aan die einde van die 7de 7, word alle skuld afgeskryf. En jou sondes is betaal. Meer nog, ons skuld het afgeskryf. Paulus sê die skuldbrief is aan die kruis vasgespijker. Skuldbrief is uitgevee, daar is nie meer skuld nie. Einde van Jesus se lewe aan die kruis word sy land herstel, word die aarde teruggegee aan God. Begin van die 7de 7 is God wat intrek in sy tempel, in sy wêreld. Einde van die 7de 7 is die herstel. Die einde van die 7de 7 is ook die Pinksterfees. 7 weke na Paasfees, op die 50ste dag, die Pinksterfees. Pinksterfees het 2 betekenis gehad. Die eerste betekenis, dit was die oesfees. Dit was die fees waar die eerste oes gegee is. Dit was 'n feesviertyd. Deuteronomium hoor ons hier 'n grypende beskrywing waar het gesê word, met hierdie oesfees moet jy die beste van jou oes vat en jy moet dit na die tempel toe vat. En as jy te ver van die tempel af is, dan nooi jy al jou vriende en hou jy 'n partytjie. Dan staan daar, drink wyn, drink sterk drank, eet oorvloed, want is nou partytjie tyd. Partytjie het aangebreek, aan die einde van die 7de 7. Maar die Jode in Jesus tyd het ook gesê, dat Pinkster was die fees waar tydens Moses die 10 gebooie gekry het. As die begin van die wet, die begin van die riglyne vir die lewe. Die einde van Jesus se lewe, aan die einde van die 7de 7, Jesus se dood aan die kruis, kom daar 'n nuwe wet, nuwe riglyn, kom daar 'n nuwe fees, begin die oes, begin die vreugde oes, begin ons uit die oorvloed uit te lewe, begin ons uit die
goeie dinge uit die lewe, uit die seëninge wat God vir ons gee. Die derde betekenis van die 7de 7 is dat Daniel gesê het, aan die einde van 7 maal 70, kom die Messias, kom die seun van die mens. Ancient of Days gaan op sy troon sit, die oue van dae, die seun van die mens gaan kom om oor die aarde te heers, en sy mense gaan saam met hom heers. Einde van Jesus se lewe, die einde van 7 sewes, heers God en sy mense saam met hom. Wie is hierdie mense? Hier is die interessante. In hierdie geslagsregister van Matteus is daar 4 vroue. Is totaal ongehoord. Vroue het geen waarde gehad nie. Die Joodse mans het hulle dag begin met 'n gebed, wat gesê het, God, dankie dat ek nie 'n slaaf is nie, dankie dat ek nie 'n heiden is nie, dankie dat ek nie 'n vrou is nie. Vroue mag nie in die hof getuig het nie. Vroue het geen betekenis gehad nie. En Jesus het slaag het 4 vroue. Wie is hierdie 4 vroue? Eerste is Tamar. Tamar is 'n Kanaanitiese vrou, wat haarself as 'n prostituut vermom het, by haar man se pa geslaap het, haar skoonpa geslaap het, en 'n tweeling gehad het. Rahab was 'n Kanaanitiese prostituut, wat toe hulle Jerigo ingeneem het, die spioene beskerm het. So die eerste 2 is prostituute. Die derde een is Rut. Rut was 'n Moabitiese vrou. En in die wet hoor ons dat die Here sê, geen Moabiet mag deel van die volk word nie. 'n Moabiet mag nie deel van God se volk wees nie. Dawid se ouma is 'n Moabitiese vrou. En dan die vrou van Uria. Haar naam word nie eers genoem nie. Vrou van Uria, Dawid. Jy het 'n kind by Batseba, wat nie jou vrou is nie. Jy het Uria laat vermoor om 'n vrou te vat wat nie joune is nie. En die eerste kind van Batseba is dood as 'n baba. Tweede een was Salomo geweest. 4 vroue met donker stories. 2 prostituie, 1 heiden wat nooit deel van die volk mag wees nie. 1 vrou wat pad is, gesteel is. Dis die mense waardeur God sy koninkryk bring. Stikkende mense, gewone mense. Mense met lelike stories. Mense met 'n lelike stikkende verlede. Onaanvaarbare mense. Mense wat nie belangrik is nie. Mense soos ek en jy. Wat sê Matteus vir ons in hierdie eerste 17 verse oor wie is hierdie Jesus? Wie is hierdie kind van Kersfees? Hy is die Messias. Hy is die Christus. Messias beteken gesalfde. Christus is die Grieks vir gesalfde. Dis nie sy van nie. Hy is nie van die familie. Dit was nie Josef en Maria Christus en hulle seun Jesus nie. Christus is 'n titel. Gesalfde. Hy is gesalf as koning ewig. 3 maal 14, 3 keer Dawid. Koning wat sal heers vir altyd. Gesalf as die priester. Priester in die lyn van Melchisedek, met wie Abraham te doen gehad het, wat vir Abraham gesê. Priester wat God en mens by mekaar bring, wat God en mens is. Hierdie Jesus bring vryheid. Dit is 'n jubeljaar. Slawe word vrygestel, die sonde word oorwin. Sonde hou ons nie meer vas nie. Skuld is afgeskryf. Ons herstel,
Daar's 'n nuwe lewe. Daar's 'n nuwe riglyn, daar's 'n nuwe manier van lewe. Jesus verwelkom buitestanders, stikkende mense, sondaars, gewone mense. Maak nie saak wat jou verlede is nie. Saak wat jou storie is nie. Maak nie saak hoe sleg jy dink jy is nie. Maak nie saak hoe sleg ander dink jy is nie. En Jesus se mense op plek jou. Want Jesus bring sy koninkryk, sy nuwe koninkryk, deur gewone mense. 7de 7 trek God in hierdie wêreld in. God kom rus. Dis Kersfees. Aan die einde van die 7de 7 bring hy herstel, bring hy vrede, bring hy verlossing. En nou heers hy. In die woorde van Daniël, sy mense, ons, heers saam met hom. Ons wys vir die wêreld wie hy is. Ons wys vir die wêreld hoe dit lyk as God in beheer is. Wat tref jy uit hierdie gedeelte? Selfs bietjie met mekaar daaroor.